Die rand sit hier in 'n situasie waar ons miskien hierdie stygende Goeiedag, en is weer lekker om met die boere te gesels, en kom ons kyk 'n bietjie na die rand-dollar, en dan gaan ons kyk na twee lekker sagte kommoditeite wat uiteindelik vir boere die verligting gegee het wat wil na boontoe beweeg, maar ek dink hulle kan dalk nou 'n bietjie terugsak want hulle het baie vinnig, baie hard beweeg. Maar kom ons kyk na die rand. Die rand sit hier in 'n situasie waar ons miskien hierdie stygende wig gaan kry. Dit kan dalk maklik gebeur dat die rand eers 'n bietjie kan versterk, maar natuurlik soos julle weet, in die Midde-Ooste gebeur daar deesdae baie snaakse dinge en dit kan baie vinnig verander. Kom ons kyk na hierdie stygende wig. Hierdie stygende wig kan dalk laat die rand versterk, maar dan moet die rand twee dinge doen. Hy moet eers onder die 50 dae bewegende gemiddelde inskuif van R16.57 en die groot lyn is 16.47. En as hy 16.47 breek, kan hy gaan na 16.22. So gee eintlik net vir boere daardie vlakke deur sodat die boere hulle beplanning kan doen rondom die rand, want ons weet dieselpryse hardloop, hulle styg en natuurlik as ons wil teruggaan na die R17 vlakke toe, gaan dit nie baie goed wees vir die boere nie. Maar hier lê die 50 dae bewegende gemiddelde, dit is waarna die boere kan kyk vir dalk 'n versterking, maar natuurlik hier bo 16.95 kan ons baie maklik weer na R17 toe gaan, en terloops, ons as laasweek baie naby aan 16.95, ons het gaan draai by R16.91. Ja, kom ons kyk so bietjie na die koringprys. Die koringboere het verlang baie swaar gekry. Ons het gesê dat hulle 'n beweging na boontoe kan kry. Ons het 'n baie lieflike beweging gekry hier van R5.700 na oor die R6.000, maar nou sien ons hier 'n bietjie asof hy uit asem uithaal. Kyk 'n bietjie, ons stochastiese indikator is lekker bo, dit wil lyk of hy kruis na onder. So vir boere wat nou hierdie geleentheid gebruik het en hom benut het, ek dink dis dalk tyd as jy bietjie spekuleer, is dit tyd om winste vas te sluit, en daai eerste waarskuwing gaan wees onder 5.973. Bo die vlak van 6.017, dis die hoogtepunt van daardie Kersdae, kan hy natuurlik hoër gaan, en dan kan ons dalk selfs vlakke gaan kry van 6.080, want hier lê 'n klein venstertjie wat nog sal sluit by 6.087. So die boere kan maar regmaak. Die koringprys het lekker gehardloop, en wees maar net versigtig. Hy kan ook asem skep. Ek weet hy's baie ver van vlakke waar die boere hom wil hê, maar hierdie sterk beweging van byna R250 per ton het 'n groot invloed op die mark gehad, en hy kan hom dalk na boontoe gedruk het, maar dis nou tyd om 'n bietjie asem te skep. Kom ons kyk 'n bietjie na die witmielie-prys. Die witmielie-prys sit in dieselfde dilemma. Die stochastiese indikator is ook lekker bo, hy lê by 89, wat vir jou sê hy is hoog. Kyk wat het laas gebeur toe hy daar was, het hy teruggetrek. Maar hierdie pitte op hierdie kerse sê vir my dat daar verkopers is wat bereid is om in sterkte winste vas te sluit. Ja, ek weet daar lê nog 'n venster wat kan sluit, en daai venster gaan sluit by 3.475, maar ek het so 'n idee as ons kyk na hierdie stochastiese indikator, dat ons eers miskien 'n terugtrek hier kan kry, en my eerste teken van gevaarteken gaan wees onder 3.335. Wees bekommerd onder 3.335, dan kan ons dalk hierdie venster sluit, en hy sluit by 3.314, en dan kruip hierdie onder venstertjie ook weg, en ek sien baie van die handelaars waarmee ek werk, hulle hoop hy kom terug na hierdie vlak toe, dan kan hulle weer begin koop, en daardie vlak lê tussen 3.198 en daai venstertjie sluit by 3.183. En terloops, hierdie twee pitte wat hier na bo uitdruk, praat ons soms van 'n haarnaaldbooghoogte, en 'n haarnaaldbooghoogte sê altyd vir jou, hier is verkopers wat bereid is om winste vas te sluit hier in sterkte rondom die vlakke van 3.380 en 3.360. Nou ja, maar ten minste kan ons sê, die boere het daar 'n lekker loopie gehad, hulle kon daar 'n bietjie beplanning reg kry. Hou jou oog op die rand, want ons sit hier op 'n baie interessante periode. Enigiets kan in die Midde-Ooste gebeur, maar ons weet wel, al het die prys nou lekker geskop,
is boere nog steeds in groot moeilikheid met insetkoste, want hulle weet nie of hulle teen hierdie vlakke kan praat nie. Nou ja, nie praat nie, maar plant nie. Besoek gerus ons webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting en natuurlik dankie dat julle na die program kyk. Mooi loop. $85, $90,000 now. $90,000, $90,000, come and make it $100 now. Look at the place and not he. $100,000, $110 now. $110, coming out. $110. My naam is Jan Groller, ek is by Vleissentraal Bethlehem, ek is die stoetvee afslaer in die Frankfurt Bethlehem area, eintlik maar reg oor die land, so ek is gestasioneer in Frankfurt. Ek dink laas jaar het ons 'n baie sterk groep gehad. Die ouetjies wat laas jaar deelgeneem het was so bietjie meer ervare as die laaste twee wat nou sou deelneem, maar ek dink ons het 'n goeie kompetisie gehad vandag, baie beïndruk met die afslaers en dit wat hulle na die tafel toe gebring het, ek dink hulle kan baie tevrede wees. Ek dink net as 'n afslaer, soos wat Johan ook vroeër gesê het, selfvertroue, ritme, die energie wat jy bring, die vermoë om die gehoor in te trek en om botte uit te trek en te vermeerder. Ja, net gemaklik te wees. Johan het op 'n stadium genoem, moenie ander ouens probeer namaak nie. Wees wie jy is uniek, en jy sal sukses behaal oor wie en wat jy is. Geniet dit, maak die beste daarvan en wees gemaklik. Jy wat op 'n video of 'n video moet opvuil, jy het 'n baie gemaklike kans, want daar is nie soveel druk soos om dit miskien hier op die kompetisie te kom doen nie. Absolute voorreg. Ons stel belang in jong afslaertjies, die ouetjies vir die toekoms. Dis so nodig, want daar is 'n groot behoefte aan goeie afslaers vir die toekoms. Daar's 'n magdom ouens wat redelik aan die ouer kant is. So ons moet ouetjies, en hierdie is 'n ongelooflike platform, en dis waarom ons vir Plaas Media ook wil dankie sê vir die leiding wat hulle vat in hierdie kompetisie. Ek weet dis nie altyd maklik nie, ouens sukkel om in te skryf, maar vir ons as Vleissentraal 'n groot voorreg, want dit is maar ons bedryf, dis wat ons soek vir die toekoms, en hier is 'n lekker platform om die regte ouetjies te gaan uitsoek. 55, 160, let's say something's around 160, average is not in a card, 160, average 5, 170 is on 9, 232, 232, 40 now, 240,000 rand. Ek is Pietman Oosthuizen en ek is maar oorspronklik hier van Bloemfontein. Man, die afslaarsbedryf en die landboubedryf in geheel is eintlik maar my passie, en my twee groot passies in die lewe is eintlik mense en die landboubedryf. So ek voel as 'n afslaer bring dit regtig mooi bymekaar. Ek kan met die mense werk, ek sien kwaliteit diere, en dit is net vir my ongelooflik om deel te kan wees van so 'n bedryf. Nee, ek voel redelik goed oor vandag, maar daar's altyd iets waarna mens kan werk, jy weet, daar's baie klein dingetjies en goed wat 'n ou kan verfyn, so mense is nooit volleerd nie, daar's altyd plek om nog iets te leer of te verbeter in iets, so nee wat, maar vandag, ek is bly oor vandag en dit was lekker gewees, en ja, weer eens dankie aan Plaas Media, ons waardeer dit baie. Ja, ek dink Bloemskou het vanjaar afgeskop met tipiese Bloemskou reënweer. So dit was 'n uitdagende begin vir die skou. Maar ja, ons is so trots op eintlik al ons mense en veral ons saalperdteelers wat deur hierdie reën geskou het. Ons het 'n ongelooflike suksesvolle saalperdskou gehad, nasionale skou, grootste ter wêreld in wat so in openlig was. So ja, baie goeie terugvoer wat ons gehad het, goeie resultate. Saam met dit het ons uitstallers 23ste April toe Bloemskou afgeskop het, was almal ingewees. Almal het met 'n lekker gees afgeskop. So ons het 'n lekker begin van die skou gehad. Ons vermaak aktiwiteite, ons het die eerste keer vir jakkalswaartjie gehad. So dit was ook iets lekkers en interessant en die bywoning was baie lekker. Maar ek dink soos wat die reën weer verdwyn
gereën het en die son uitgekom het, het die mense definitief uit hulle doppe geklim en dis so lekker om te sien hoe mense, families, gesinne die skou kom geniet. En is 'n kombinasie van alles. Ek dink skou is altyd word geken aan lekker kos, lekker kuier en sommer net die gees wat daar heers en ek kan regtig sê vanjaar daar heers 'n lekker gees en mense geniet hulle self, hulle kuier lekker en dit gaan goed met ons uitstallers, dit gaan goed met ons vermaakbywoning, so 'n lekker skou vanjaar. Ja, landbou het vanjaar 'n snaakse draai gemaak en ons jaar het afgeskop met die back-and-close situasie in ons land. Belangrike besluite wat geneem moes word. Ons as Bloemskou was een van die eerste skoue en feeste wat hierdie besluit moes maak of ons voortgaan. En ek dink as mens die verskillende risiko's te mekaar oorweeg en ons het gekyk na dit wat ook 'n risiko ons vir ons teelers, het ons besluit om nie daai risiko te vat nie en ek dink baie skoue en feeste daarna dieselfde besluit geneem. Ons moes hierdie besluit vroeg geneem het want ons wou graag gekyk het dat ons teelers nie onnodige kostes spandeer in die gereedheid na die skou toe nie. Ja, en ek weet dit was die regte besluit en almal om ons weet dit was die regte besluit, maar daar's definitief 'n groot gat in die jaarlikse Bloemskou. Die landbou is die hart van ons skou. So ons mis dit, maar weet jy, ek dink saam met mis kom daar ook 'n fokus op wat is die belangrikheid van so 'n platform in hierdie industrie. En ons is volbespreek vir 2027, so ons sien met baie entoesiasme uit daarna om almal weer terug te verwelkom. Ek dink almal gaan met 'n baie warmer hart kom skou. So ja, mens mis daai gedeelte van die skou, maar ek dink die samekoms van al ons ander aktiwiteite, van ons perde afdelings, ons plaaswerf, die uitstallers, die vermaak, regtig almal het saamgestaan. Ons het 'n groot skou nog steeds, jy weet, en ek dink dit is lekker, want dan weet mense het 'n platform geword ook vir hulle almal, om hulle self te kan bemark, die verkope te kan doen en dat dit 'n belangrike aspek en 'n belangrike datum op 'n jaarlikse kalender is. Vanaand was 'n regtig uitsonderlike elite aand weer eens gewees. Ten spyte van die moeilike omstandighede waardeur ons teelers en vleisbees en kleinvee teelers op die oomblik gebuk gaan onder die back-and-close, die fenominale veerkragtigheid wat ons Suid-Afrikaanse stoetteelers weerspieël is fenomenaal. Ons het dit vanaand weer gesien met die toekennings, elite toekennings van SA Stamboek. En hier's baie uitsonderlike goeie teelers wat vanaand vereer was hierso. Met dit gesê wil ek ook elke ander stoetteeler wat nie vanaand hier kon gewees het of wat nie vanaand 'n prys gekry het nie, vir hulle ook sê baie dankie. Dankie vir wat julle deur moeilike omstandighede vir ons en vir die land doen, om die nodige teelmateriaal vir voedselsekuriteit vir Suid-Afrika te verbou. En as 'n mens op 'n aand soos hierdie kom, dan besef 'n mens net weer hoe bevoorreg is jy om te kan deel wees van so 'n gemeenskap. Ons boer met wit en swart beeste, Holstein-Friese. Ons boer in die omgewing van Ruiten, tussen Pretoria en Bronkhorstspruit. Goed, ek moet eintlik sê, dit was hoofsaaklik 'n deeltydse boerdery vir 25 van die 30 jaar. Advies aan ander boere, ek doen die basiese dinge reg en belê in tegnologie en belê in genetika. Ek weet nie, ek probeer dit nog my eie maak. Mens werk nie vir toekennings nie, maar dit is tog goed om te weet dat jy 'n klompie goed reg doen. So dankbaar, ja, so mense is dankbaar daarvoor, ja. Ja, en ons boer uit die aard van die saak met beeste, waarvoor ons eintlik baie lief is. En dan het ons 'n graanboerdery ook. Dis eintlik 'n baie mooi sinergisme, die
Vir al die mielieboerdery en beeste en dan het ons 'n appelboerdery ook. Die groot ding is maar die koste knyptang. Veral met brandstofpryse soos dit nou is en natuurlik die graanpryse wat laag is en die insette veral kunsmis wat baie duur is. Dan om by die beeste te kom is die back and claw uitdaging. Ons is nog tot 'n mate gespaar of geseënd, noem dit wat jy wil, dat ons nog nie uitbraak gehad het nie, maar dit bly 'n uitdaging want ons mark is mense wat back and claw gehad het of wat ook nog nie gehad het nie, wat bang is dit kan met hulle gebeur. En dis tog maar ons mark, jy weet, en dit is maar die groot uitdaging. Ons doen metings, ons doen die scan van billetjies in fase D, staan ons al bykans 4.500 bulle wat ons deur die jare gemeet het. En ons dink ons het regtig goeie vordering gemaak. Veral in vetneerlegging en marmering. En dis wat smaaklikheid van vleis beïnvloed. En nou dink ons het dit reg gekry. As nog baie werk te doen daar in verband met die RTU-metings. Ons die nuwe inligting wat ons nou het met die gebruik van genomika, om dit ook te toets en daardie inligting ook te gebruik om dit te verbeter. Ons is in die oostelike Hoëveld, Secunda, Hoëveld. Ons het gemengde boerdery maar, bietjie skape, bietjie saaiery en dan die besigmaals hoofvertakking. 2 afdelings, ons kommersiële speenkalfboerdery en dan ons hoofafdeling is 'n wagyu stoet. Ja, dit het as 'n groot verrassing vir my gekom. Ek het dit nie verwag nie. En ek dink nie ek het aktief gekies om 'n mentor te wees nie. Ek dink ons het gesien in die omgewing, daar's ouens wat verkeerde raad kry, verkeerde genetika in die hande kry, as gevolg van onkunde, as gevolg van die verkeerde raad van buite af, en mense het so half betrokke geraak by dit, en met die BGP-program in Suid-Afrika het ek deur die genootskap se kantoor het hulle 'n paar ouens na my toe verwys wat raad en so aan nodig gehad het en teelmateriaal en dies meer. En dis ons, ek wil sê, so half betrokke geraak het by dit en probeer bly help en help ons kan, en ons leer net so baie by hulle en kry net so baie hulp van hulle af soos wat ons aan hulle probeer verleen. So dis maar 'n wederwysige verhouding. Jessie, daar is 'n klomp, maar ek dink huidiglik dis wagyu teelers, Oom Johan de Vos van Stella Wagyu is een van my groot mentors. Oorlede Dr. Michael Bradfield was ook vir my 'n groot mentor, die manier hoe hy oor genetika gedink het en hoe hy, ek wil amper sê, in die toekoms in kon sien, oor goed wat sou gebeur soos back and claw en die gevolge wat dit in ons land sou hê. Ja, en ek dink dis die groot ouens wat my inspireer om te doen wat ek doen en om meer te bereik en ander ouens ook te probeer help.